Dit is Vrydag 12 Desember. Goeiemôre en welkom by Koffie met Brood. Daar val hy, jy kan hom sommer hoor soos wat ek hom drink. Hoe gaan dit met die mense vanoggend? Is julle al op vakansie? Ek weet nie of ek op vakansie gaan nie, maar in elk geval. Kom ons kyk wie kom op volgend. Wat sal ons sê van al hierdie dinge? Al hierdie goed wat in die wêreld gebeur op hierdie stadium. Reg oor die wêreld is daar politieke skuwe wat plaasvind. Goeiemôre Jenny. Daar's politieke skuwe wat plaasvind. Daar's gerugte van oorloë en aardbewings en alles waaroor die Bybel gesels is besig om in die wêreld te gebeur. Ons vat byvoorbeeld Engeland. Dat nou 'n supervirus nou weer daar uitgebreek, 'n super verkoue kan nou maar sê, né? En die kinders is uit die skole uit, wel ek weet nie wat doen hulle in die skole op die 12de nie, maar die hospitale loop oor, blykbaar van al hierdie mense wat verkoue het, in aanhalingstekens, is nou 'n supervirus. En Engeland het probleme. 1800 en wat was die getal wat ek hier neergeskryf het? 1800 en iets. Waar het ek het nou neergeskryf? Kan julle glo? Maar 1800 en iets trekkers het, goeiemôre Andrew, het in Engeland opgetrek, 1872 trekkers het in Engeland opgetrek teenoor die Engelse regering en basies Londen beleer. Dit het nou gister gebeur. Ek het nie verder in nuus daaroor nie. Maar goeiemôre Jan, hierdie is goed wat in Engeland plaasvind. Die mense raak gatvol man, net soos ons hier in Suid-Afrika is, né? As jy kyk na die sirkusse wat plaasvind op nasionale televisie en Matlanga en daar is net video's van kriminele oortredinge die hele vlak vol. Ons land is totaal en al 'n gemorslike situasie. Maar in elk geval, selfs in Spanje nou is dit vir hulle baie groot probleme, want daar die varkgriep en nog 'n supervirus, verkoue virus, het die mense nou weer genoodsaak om weer maskers te dra. Nie dat daar die maskers enigiets gaan keer nie. Dit is 'n feit soos 'n koei, maskers gaan nie iets keer nie. Jy kan maar, ons weet dit mos nou al, nee. Maar as nou hierdie supervirus, varkvirus en daar is groot verkoue. So dit is nou in Spanje en in Engeland. Probleme op probleme. Bulgarië in Europa se regering het geval. Hulle is minder as 'n jaar in bewind en daar val die regering as gevolg van korrupsie. Maar vat nou daai regering byvoorbeeld. 'n Bulgaarse regering kan val as gevolg van korrupsie en die mense bedank. Hier in Suid-Afrika kan jy korrup wees en jy bly in die regering as gevolg van die manier hoe hulle die konstitusie geherbeskryf het en oorbeskryf het en verstaan en al hierdie goed. Die grootste party bly aan bewind. Jy sien? En dit is 'n probleem. Dit is 'n probleem waar mense nie hulle eie leiers kan kies nie. Nee? Ek moet glimlag vir wat in Venezuela gebeur. Donald Trump, Trumpie, hulle het nou 'n olietankskip wat gesanksioneer was. In ander woorde, hulle mag nie olie uitgevoer het nie. Hulle het hierdie olietankskip het hulle ek weet nie wat sal ou dit noem, hulle het hulle vasgekeer, geoorrompel, gevange geneem. Hoe neem jy 'n olietankskip gevangene in elk geval? Maar hierdie olietankskip is nou in beheer van Amerika. En terwyl hulle besig was met dit, het hulle die oppositieleier, waar het ek nou haar naam hier geskryf, Maria Machado, die een wat die Nobelprys gewen het. Hulle het haar uit die land uit gesmokkel na Amerika toe. En toe die goed nou plaasvind, het Maduro, die president van Venezuela, wat ook 'n kartelleier is, het hy gevra vir amnestie, wêreldwyd. En blykbaar het Belarus vir hom amnestie aangebied. Nou hierdie ouens kom nie met klein geld oor na 'n land toe nie, hulle kom met biljoene man. Dis geld wat hulle gesteel het. Goeiemôre Dolf. Hulle kom met biljoene.
So Belarus het nou gedink, weet jy wat nee, ja die ou is 'n skurk, ons kan hom beheer en so aan, maar ons vat sommer sy geld ook, ons gee vir hom amnestie hierso in ons land. Al hierdie wonderlike theatergoedjies wat plaasvind, het nou gemaak dat Donald Trump vir die president van Colombia gesê het, jy is volgende. Jy is volgende. En hier in ons land krap Malema sy neus en hy noem vir Trump 'n Hitler en hy maak groot geraas teen Trump. Daai mal emmertjie weet net nie dat hy is deel van ons rooi lys en ons kan net nie wag om te cesseer en om hierdie land in 'n federale stelsel te verander nie. Ons kan nie wag nie. Maar ons volg God se plan, nie ons plan nie, né? Ons volg God se plan, nie ons plan nie. So dit is wat daar gebeur, dit is absoluut net chaos. Vat byvoorbeeld die Amerikaanse departement van tuislandveiligheid, né? Julle weet mos Department of Homeland Security. Hulle het nou 6 Boeings aangeskaf teen 14 miljoen. Nee, 140 miljoen. 6 Boeings, dis nou US. Hulle het 6 Boeings aangeskaf om mense te deporteer. 6 Boeings. En hulle gaan hulle deporteer. Hulle gaan hulle al hoe meer deporteer, né? Ek sal nou by Suid-Afrika en Amerika kom. Maar hierdie mense is, jy weet, die ou weet nie wat sy plan agter die plan nie. Daar's Mark Rutte van NATO. Mark Rutte van NATO sê Europa moet nou begin regtig waar voorberei vir oorlog met Rusland. Want Rusland is die aggressor en Rusland gaan Europa aanval en Rusland gaan dit en Rusland gaan dat. En hulle moet voorberei vir 'n oorlog soos wat hulle oumas en oupas gehad het. Hierdie snotkop weet nie eens wat is 'n oorlog nie, man. Hy weet nie wat is 'n oorlog nie. As jy nooit in 'n oorlog was nie, as jy nie daai bietjie gegee het vir 'n oorlog nie, dan weet jy nie wat dit was nie. Dis nie 'n flippend speelietjie nie, jy weet. Ursula von der Leyen van die Europese Unie sê hulle moet nou veilige lande maak vir immigrante wat na Europa toe wil kom. En hulle het nou 'n kantoor oopgemaak in Indië om seker te maak dat jy daar kan gaan om aansoek te doen vir werk. Is dit Indiërs wat oorkom na Europa toe? Of is dit Afghane en Syriërs en Pakistanis en ander oosterse lande? Ek weet nie van hoeveel Indiërs soontoe gaan deur onwettige immigrasie nie. Games within games. Maar Elon Musk het nie op sy bek geval nie en hy het gesê hy wil hê die Europese Unie, hierdie bureaukrasie wat nie eens verkies was nie deur die mense nie, hy wil hê hierdie Europese Unie moet val. Dis nadat hulle vir X beboet het. En hy gaan alles doen om seker te maak dat hierdie Unie val. Hierdie onheilige groep wat Europa beheer. Nou ons weet waar hierdie ding vandaan kom. Ons weet waar hierdie ding vandaan kom. Weet julle wat? Die Bybel sê nie die duiwel gaan die wêreld regeer of beheer nie. Nee. Die Bybel sê die mense is verwonderd en loop agter die diere aan wanneer hy verrys uit die as uit. Nou ons weet nie hoe hierdie situasie gaan plaasvind nie, maar dit kan op verskeie maniere plaasvind. Dis nie almal wat agter die duiwel aanloop in die wêreld nie. Nie almal nie. En die globalistiese plan vir 2030 beteken nie dat dit gaan werk nie. Daar is soveel lande in die wêreld, nee, wat glad nie deel is van daai ding nie. Rusland, China, die oosterse lande, Arabiese lande, Afrika lande en dis meer. Pierre, goeiemôre, Werner, goeiemôre. Dit beteken nie die duiwel gaan die hele wêreld beheer nie, man. Die duiwel is in elk geval besig. Kyk, as jy 'n Christen is, dan weet jy daar is 'n duiwel. Hierdie ou is so besig in Amerika en in Rome en in Engeland en Londen. Hy het nie tyd vir al hierdie ander goed nie. Hy weet sy tyd is besig om uit te loop. En nou probeer hy sy bes om te doen wat hy wil doen, né? Piet Bender, goeiemôre. Mariaan, goeiemôre. Lyk my nie die mense gaan op vakansie nie. Ons kan dit bekostig. Ons kan dit net nie bekostig nie. In elk geval. So hierdie goed is besig om te gebeur. Die een staan op teen die ander ene. Elon Musk gaan nou binnekort vir SpaceX gaan hy oopmaak en bekendstel aan die publiek dat jy kan
wat is dit nou weer in Afrika? Ai tog, aandele, wat jy kan aandele koop in SpaceX. Nou, gaan dit vir jou 'n multimiljonair maak? Ek weet nie. Maar al wat ek weet is, Elon Musk gaan baie biljoene nog ekstra inkry, en hy sal reeds die rykste man in die wêreld. Jy sien, die ouens wat geld het, maak geld soos bossies. En ons sal binnekort, sal ons ook 'n stelsel vir Suid-Afrika aankondig, wat absoluut amazing is. Wat absoluut amazing is. En daai tyd gaan kom. Weet julle dat, wanneer jy die regte ding doen, is daar nie nodig vir jou om arm te wees nie. Dat is nie nodig nie. En God gee vir ons maniere en hy wys vir ons hoe. So ons tyd kom, né? Ons tyd kom. Eerste, ek kan nie wag nie, man. In elk geval. Die Duitse media, Der Spiegel, sê dat Trump en Putin werk hand in hand om Europa te laat val. En een van die, ek dink hy's 'n podcaster of whatever, 'n bekende ou in Duitsland, sy naam is Mark Bros. Hy sê Trump se strategie is om seker te maak dat alle demokratiese lande se regerings, dat al die regerings val en dat patriotiese regerings opstaan in hierdie lande. Jee, as dit Trump se plan is, go Trump. Dis wat ek sê. Dis wat ons wil hê. Ons wil hê patriotiese regerings moet opstaan. En hy sê dit natuurlik in aanleiding van die AfD wat so met rasseskrede groei in Duitsland. Jy sien, so ons wil hê patriotiese regerings moet opstaan. Absoluut. Julle moet altyd onthou dat daar is altyd 'n game binne in 'n game. Daar is altyd 'n speletjie binne in 'n speletjie. Van die Oekraïne byvoorbeeld. BlackRock se CEO, BlackRock se baas, Larry Fink. Weet julle dat die woord Fink beteken skelm en is eintlik 'n ou Engelse woord wat skelm beteken? Maar in elk geval, Larry Fink, hy sit saam met die tafel, saam met Witkoff en Kushner, om die ekonomiese vooruitgang van die Oekraïne te bespreek. Hierdie ouens skud hande met biljoene in hulle sakke. En hulle neem lande oor, begin 'n oorlog, of maak die mense arm, of wis 'n groep mense uit wat die land kan verander, soos die boervolk. Onderdruk hulle, split hulle op in verskillende faksies, maak seker hulle kan nie by mekaar uitkom nie, en onderdruk die land, verwyder die boer van die grond af, en ons kan daardie lande beheer en regeer. Die probleem wat Amerika het met Suid-Afrika is dat die ANC, die kanker in ons land, is nie 'n bondgenoot van Amerika nie, maar 'n bondgenoot van Iran, en 'n ander tipes, as gevolg van geld. Jy sien, en dit het genoodsaak dat Senator Kennedy in Amerika, nou gister of eergister, toe sê hy, Suid-Afrika is eintlik nou Amerika se vyand. Mense, dit is nie klein geldwoorde daai nie. Dis groot woorde. Suid-Afrika is nou Amerika se vyand, as gevolg van die ANC en sy korruptheid. So, wat gaan gebeur? Ons moet besluit wat gaan gebeur, nie hulle nie. Ons moet besluit, né? Wat ek nog hierso klomp goed. Oostenryk het die burka nou verban, Pieter goeiemôre, het die burka verban nou vir moslim meisies 14 jaar en onder. Moenie dank hierdie goed weet nie wat hulle doen nie hoor. Hierdie moslim meisiekinders, hulle word geleer deur hulle ouers om flippend bomme en goed te dra om hulle lywe. Dis nie eens grap nie man. Disney is 'n skurkorganisasie. Hulle het nou 'n ooreenkoms geteken met OpenAI. 1 biljoen rand se ooreenkoms met OpenAI, sodat hierdie OpenAI, julle ken nou al OpenAI op hierdie stadium, hulle kan nou Disney karakters vat en hulle eie video skep en al sulke goed. Dis wat AI kan doen. Ek sal vir julle sê, die kunsmatige intelligensie kan baie meer doen as wat ons kan dink of droom. Nee? Kan baie meer doen. Goed, dis nie al wat Disney gedoen het nie. Disney en Google het die regte vir die King James Bybel gekoop.
En hulle het alreeds 10 veranderings aangebring. Ek sê nou vir julle, wanneer ons 'n federale alliansie stig, gaan ek slim, geesvervulde kerkleiers en mense wat 'n passie het vir hierdie ding kry, om seker te maak dat ons 'n ordentlike Afrikaanse Bybel kry en 'n ordentlike Engelse Bybel kry, gebaseer op die NIV van 1978. Daardie versies is nog almal in die Bybel. Die King James van daai tyd is nog alles mooi glad. Ons Afrikaanse Bybel, weet julle wanneer ek die Afrikaanse Bybel lees, dan wonder ek wat die hel het hierdie skrywers aangevang. Ek beloof julle. Ek wonder hoe kan 'n normale Afrikaanse persoon hierdie goed verstaan? Daar's nie 'n manier nie. Toe bring hulle 'n afgewaterde Afrikaanse Bybel uit in die middel 80er jare. En ons moet die gemors lees. God se woord. God se woord. Weet julle, as jy 'n wedergebore Christen is, is jy 'n mandaat om die regte ding te doen. Jy kan nie aan die kantlyn sit nie, man. Jy het 'n mandaat om die regte ding te doen. Ons kan sien dat Zimbabweërs soek besig is om keelvol te raak. 'n gewone polisie-inspekteur daarso, assistent-inspekteur nogal, het homself voorgedoen as die kommissaris van polisie en vir die Chinese gesê hulle moet uit die land uit. Hulle sê vir die Chinese, weet julle, Afrika, partykeer kan 'n houtkop 'n regte ding sê, aan die ander kant dan voeter hulle dit op. Vat Filippe in die Kaap, 'n Malawiese haarkapper. 'n Malawiese haarkapper is daar in Filippe in die Kaap aan die kop geskiet, vermoor. OK, die moord moes nie plaasgevind het nie. Punt nommer 1, dis 'n bendemoord. Punt nommer 2, wat soek die Malawier in Suid-Afrika? Wat soek hy? Hoe het hy gekom? Het hy 'n werkspermit gekry? Of bly hy nou al hierso vir jare baie lekker in die son? Baie lekker. Ek kan nie wag, mense, ek sê vir ek kan nie wag nie, Die flip en goed gaan hardloop. Back and close hier is onder beheer in die Kaap en ek is dankbaar daarvoor. Dit is 'n goeie ding wat plaasgevind het. Ek praat van back and close hier onder die diere, onder die beeste. Maar back and close hier in die regering is nog nie onder beheer nie. En gaan nog vir lank nie onder beheer wees nie. Verskoon tog. Het gaan nog vir lank nie onder beheer wees nie. Na aanleiding wat gebeur in die wêreld, het Trump julle nou besluit dat as jy 'n toerist wil wees na Amerika toe, net 'n toerist, moet jy 5 jaar van jou sosiale media moet jy opgee sodat hulle dit kan ondersoek voordat jy kan inkom. Dit gaan toerisme skaad. Natuurlik wil hulle kyk wat het jy gesê teen die Republikeinse regering en teen Donald Trump. Dis waaroor dit gaan. Het is eintlik baie maklik om hierdie goedes uit te sorteer. Vra net vir hulle, van watter land is jy? Ek kan sien van watter land is jy. Kyk nou van watter land is jy. Waarvan dan kom jy? Kyk na jou paspoort. Dan kan jy besluit of daai ou moet inkom of nie. Dis eenvoudig. En maak seker dit is nie 'n vervalste paspoort nie. Die FSA, die huis in die FSA, julle weet as ek praat van die huis, julle weet waarvan praat ek. Het wetgewing deurgevoer van 900 biljoen, wat het nou weer 'n paar aan my keel vanoggend. Verskoon tog, ek het gou 'n slukkie koffie vat. Mense, hulle het 900 biljoen US goedgekeur op militêre spandering, so hulle 900 mense. Pieter, waar was die dae waar ons in honderde gedink het? Piet Bender, waar was die dae waar ons in honderde gedink het? Jy het nog 'n 10 randjie het jy omgedraai. My magtig, ek draai nou nog 'n 10 rand om. Maar waar was die dae waar jy in honderde gedink het? Hierdie mense dink nou net in biljoene. Hulle dink letterlik in biljoene. Dit is waaroor dit gaan. Biljoene. Ek verstaan nie die goede nie. Ek moet begin dink in biljoene. Regtig waar. Ek sal moet begin dink in biljoene. Ek het klaar vir julle gesê van Mal Emmertjie. Ai, shame. Kyk ons Vryheidsfront plus oukies. Ag, die arme ou goetjies.
Daar moet nou dringend aandag gegee word aan skole. Kan ek 'n middelvinger op koffie met brood wys? En dis hoe ek voel teen hierdie flippin drek. Koos, goeiemôre. Mag 'n Christen 'n middelvinger wys? Want dis wat ek voel, man. Moet ou nie die waarheid praat nie. Die Vryheidsfront Plus. Ja, nee, ons moet nou aandag gee aan die skole. Daar's groot probleme in die skole. Geagte broeders en susters van die gemeente, daar is groot probleme in die skole. Regtig. Jou spesiale tipe stupid. Daar's groot probleme in jou land. Jou land is in totale korrupsie verval. Kyk na die video's van Johannesburg, kyk na die video's van Pretoria, van Durban. Kaapstad lyk nog nie te bad nie, maar kyk na daardie stede. Kyk na daardie stede, dan sien jy in watter vervallendheid is ons land. En ons moet net, ag mooi Afrikaner partytjie, jy het nou iets goeds gesê, hoor, tjee! Ek is so gatvol vir hierdie tipe mense, né? Julle kom dit seker nou al agter op koffie met brood. Daar is nou 'n beweging in Amerika, en ek het vir julle gesê hierdie goed gaan kom, waar hulle dieselfde tipe krediettelling wat gebruik word in China, op die Amerikaners. Wat sê Koos? As jy dit dink, is dit so goed, jy wys dit. Dankie Koos. So ek dink dit, vir hierdie flippin goed. Ek is nie op my bek geval nie, man. Dis vir te lank, nee, dat ons as Christene stil sit en net die houe, weet jy, ek het al 'n studie daaroor gedoen, van om jou gesig te draai, om jou wang te draai, as iemand jou op die wang klap. Ek het al 'n studie daaroor gedoen. Ons Christene het dit te ver gevat. Ons het vloerlappe geword van die ander gelowe. Ons het vloerlappe geword. Vanaf die Rooms-Katolieke Kerk oorgeneem het, jare terug, 300 en iets, 65 jaar na Christus, nee, het daai ding uitgekom van, oh, we are so humble, we can't say anything. Regtig, die God van die Bybel het nasies voor hom uitgedryf, wat nie gedoen het wat hy wou gehad het, wat hulle moes doen nie. Die God van die Bybel het vir Deborah opdrag gegee. Die God van die Bybel het vir Gideon opdrag gegee. Die God van die Bybel het opdrag gegee. En my Bybel sê God verander nie. Kyk wat sê Jack, moet ek dit lees? Nou Jack is nie op sy kop geval nie. Dankie. Kinders van die Here kan ook dik raak. God kan 'n rigter oprig. Hy het dit gedoen in die Ou Testament en hy doen dit nou. Hou dop. Vader weet, ek bid oor hierdie goed elke dag. Vader weet, as hy vir die brood laat los. Mense, jy gaan aan die brood se kant wees, wanneer hy vir die brood losmaak. Wat het ek nog hierso? Mens kan nie genoeg praat oor hierdie goed nie, nee. Want dit is tyd dat ons regtig waar wakker word. Want ons moet wakker word. Kyk hierso, 2 Suid-Afrikaners. Dis nie net Afrika wat hierdie goed doen nie. 2 Suid-Afrikaners. Darren Wilkins, 34 jaar oud, en Fiona Moodley. Dit klink soos 'n wit ou en 'n Indiese vroumens. Dit kan 'n bruin ou wees. Hulle is gearresteer en gedagvaar vir massiewe kindereksploitasie. Hulle het hierdie groot netwerk gebou van kindereksploitasie. En ek wil dit nie beskryf wat dit is nie. Jy behoort te weet in hierdie tyd wat dit beteken, wanneer ek hierdie goed vir jou beskryf. Die een is 34 jaar oud, die vroumens is 25 jaar oud. En hulle het hierdie netwerk gebou van gemors in Suid-Afrika. Dave, goeiemôre Engelsman, hoe gaan dit? Hulle het hierdie netwerk van gemors gebou, hier onder ons neuse. Hierdie was 'n klein bietjie goeie nuus. 'n Verdagte is aangekeer na die moord op haar juffrou. Dis al wat ek weet. Dis al wat die berig sê. Ek weet nie meer wat dit aanbetref nie.
In hierdie seisoen moet jy veilig wees. In hierdie Kersseisoen, hierdie feesseisoen. Dis 'n tyd van fees, is 'n tyd van om bietjie agteroor te sit, om 'n herbeskouing te doen van jou lewe, te kyk en te luister, wat sê die Vader, wat moet ek doen om voor te gaan, hoe moet ek vorentoe gaan? Ek gaan vir julle iets wys. Ek gaan net vir julle 'n klein kykie gee. Dis net 'n klein kykie, né? Maar hierdie ding het nou al meer as 50 bladsye. Ek gaan net vir julle 'n klein kykie wys. Ek het my kamera draai. Julle is nou baie geëerd om hierdie te sien. Ek gaan net gou hierso F5 druk, hou gou aan. Ek het hom nou reg gedoen. Ai. Verkeerde kant toe, man. Reload. Ek het gou. Hou gou aan. Hou gou aan. Kyk wat maak hy. Ek moet nou 'n herbou doen. Sorry julle. Let's see. Okay, ek wou dit nou vir julle gewys het. Lyk my die internet wil nie ek moet gou vir julle wys nie. Maar ek sal moet 'n herbou doen. Maar ek kan vir julle hierdie wys. Ek wil vir julle hierso wys. Dit is al die bladsye wat ek al gebou het al. Vir 'n ou wat niks weet nie. Net vir julle hierso wys. As jy weet na die video kyk en jy kyk 'n bietjie vinnig, dan sal jy daar agterkom waarmee ek besig. Maar in elk geval, as ek op enige een van hierdie druk, byvoorbeeld, dan kan jy kyk na die hoeveelheid kode. Die hoeveelheid kode wat gedoen is. Ensovoorts. Vir 'n ou wat niks weet nie. Prys die Here. Die Here gaan 'n ding doen. Ek weet nie hoekom hierdie ding nou hier so uitgeklats het nie. Maar dis seker. Nee, hy wil nie nou, ek moet 'n rebuild, mens moet 'n rebuild. NPN build. Dan bou hy weer vir jou wat jy moet gebou hê. Dan kan jy sien weer wat aangaan op jou stelsel. Maar in elk geval. Goed, dis Vrydag. Dis Kersseisoentyd, moet ons nie vergeet nie. Julle moet 'n fantastiese dag hê, né? Ons is vryburgers man, boere Afrikaners. En is op die kop 8 uur. Is dit nie fantasties nie? Ek kon dit regkry vandag, vir die eerste keer in 'n lang tyd. Is op die kop 8 uur. Want jy is eers 'n vryburger, né? Dan is jy 'n boer. Maar jy gooi nie die boer ding weg nie. Nooit nie. Jy gooi nie jou Engelsman geit weg nie. Maar jy is 'n boer. Né? En ons prys die Here vir dit, né? En onthou hierdie ding, saam met God maak eendrag mag. Daar's nie 'n ander manier nie. Saam met God maak eendrag mag. Fantastiese, mooi geseënde dag vir julle almal, né? Dankie jou Andrew. Beste. Alles seën vir julle.